alleen by die huis. Ons lees 1 Korintiërs 4 vers 14 tot 21. Kinders alleen by die huis kan maar net groot moeilikheid beteken. Die fliek Home Alone is sekerlik baie vergesog en oormatig oordryf, maar dit laat jou dink dat jy nie 'n kind alleen by die huis los nie. Gewoonlik gaan hulle verbeelding met hulle op hol en dan probeer hulle allerhande dinge wat hulle nooit ooit sou doen as pa of ma daar was nie. Of hulle skielike vryheid laat hulle allerhande kattekwaad aanvang. Belito sit met 'n reuse kopseer. Dit tref ons elke jaar in November. Matrieks. Hierdie jong mense het nou skielik vryheid weg van die ouers en owerhede af en dan hak hulle totaal uit. Die drank en dwelmmisbruik is skrikwekkend en saam daarmee dikwels 'n walglike losbandigheid en wilde partytjies wat tot dagbreek aanhou. Dikwels gaan hulle so te kere dat die bure dit net nie meer kan uithou nie. As dit maar net lawaai is, kan jy dalk nog daarmee saamleef. Maar hulle sê mos, brandewyn het nie brieke nie. En dan volg vandalisme. Dikwels word groot skade aangerig en wanneer jy die ouers skakel om te vertel wat hulle kinders doen, dan is die antwoord gewoonlik, ons kinders nooit. Dit kan nie hulle wees en jy maak beslis 'n fout. Ons dogtertjie, ons seentjie is goed opgevoed. Was dit nie vir organisasies soos Red Frogs wat wonderlike werk doen onder hierdie klomp nie, dan het dinge dalk baie erger gegaan. Ma, pa, weet jy wat jou kinders verjaar aanvang terwyl hulle op matriek wegbreek is? Ek vra maar net. Paulus het met 'n soortgelyke tamaletjie gesit. Die verskil was dat sy kinders wat alleen by die huis moes agterbly, al mooi groot was. In 'n sekere sin was die Korintiërs sy geestelike kinders. Hy het hulle immers deur sy prediking na Jesus gelei. Terwyl hy in Korintië gewerk het, het hy vir die gemeente 'n baie goeie voorbeeld gegee om na te volg. Na sy vertrek begin hulle egter maak net soos hulle wou. Van pa Paulus en sy pragtige voorbeeld het hulle baie gou vergeet en hulle eie koppe gevolg. Wat moes Paulus doen om hierdie ondraaglike situasie op te los? Hy dreig dat hy hulle binnekort sou kom besoek en self met die belhamels in die gemeente kom afreken, as die Here natuurlik so wil. Wat verkies julle? Moet ek met 'n slaanding na julle kom, of in liefde en in 'n gees van vriendelikheid? Vra hy in 1 Korintiërs 4 vers 21. Paulus het egter nooit daai kans gekry om terug te gaan na Korinthe toe nie. Dit was toe nie in God se raadsplan nie. Paulus bedink toe egter 'n ander plan. Hy sou vir Timoteus stuur na sy probleemkinders. Liewe ou Timoteus. Hy het soveel vir Paulus beteken. As jong man het Paulus hom ontmoet tydens sy tweede sendingreis in die stad Lystra. Timoteus was toe alreeds 'n gelowige. Dadelik het Paulus gesien dat hierdie jong man baie kon beteken vir die evangelie en hy het hom se muur saamgeneem op sy verdere reise. Later kon hy baie staat maak op Timoteus en hy het hom na gemeentes begin stuur wanneer hy nie persoonlik kon gaan nie. Hy moes onder meer die gemeente in Thessalonika namens Paulus gaan besoek en later is hy selfs permanent aangestel as leraar in Efese. Maar nou het Paulus eers 'n baie groot taak vir Timoteus. Hy moes die gemors gaan regsien in Korinthe. Hy moes hierdie brief na die gemeente toe neem en waarskynlik moes hy dit vir hulle voorlees.
Wat 'n reuse taak op die skouers van 'n jong man. Ek en jy moet onsself die vraag afvra: wat doen ek as ek alleen tuis is? Dalk is 'n snaakse vraag, maar wat ek daarmee bedoel is, wanneer gelowiges besig is met kerkdinge, dan tree hulle op gewoonlik baie voorbeeldig. Ons maak al die regte geluide en ons kom baie vroom voor. As ek met vakansie gaan, dan sal mos niemand wat my ken nie, althans so dink ek. En dan hak ek totaal uit. Ek vang dinge aan wat ek nooit ooit sou waag by die huis nie. Gaan my dalk te buite aan drank, want ek mos met vakansie, né? En kerk? Wie gaan dan nou kerk toe as jy met vakansie is? En as dit net ons manne is en die vroumense is nie naby nie, dan word alles oorboord gegooi. Natuurlik vat ek 'n Bybel saam, net vir die wis en die onwis. Mens mag hom dalk nodig kry in 'n noodgeval. Wanneer jy vir jou Desember of Julie vakansie beplan, nooi die Here saam met jou en wees gedurig bewus van sy teenwoordigheid. Ruim tyd in vir kerkbesoek tydens jou vakansie. Ek is opgewonde om in 'n ander plek in die kerk te kom en om saam met totaal ander gelowiges te aanbid, te beleef hoe hulle dinge doen. Selfs stilte tyd, wanneer jy met vakansie is, kan ook weer vir jou 'n vars en opwindende ervaring wees. Veral as jy die Here so kan ontmoet op die strand of in die stilte van die bos of die asemrowende skoonheid van die berge. Maak jou alleen by die huis opwindend saam met die Here. Amen. Kom ons bid. Here, dankie dat ek U saam met my kan hê, ook wanneer ek weg is met vakansie. Hou my asseblief elke oomblik bewus van U teenwoordigheid. Amen.